2.5 Die finansiële posisie van 'n onderneming op bladsy 16 is 'n baie belangrike aspek waar ons nou gaan aandag gee. Ons gaan jou kennis van die vorige aspekte rondom bates, eienaarsbelang en laste deeglik toets. So kom ons kyk na hierdie baie belangrike aspek. Die finansiële posisie van 'n onderneming word in terme van die bates wat die onderneming besit en wie die belange in hierdie bates het. Dit wil sê waar die onderneming die geld vandaan gekry het om die bates te kan koop. En jy weet nou, dit is of by die eienaar of by instansies buite die onderneming, dit wil sê laste. Nou in terme van hierdie bates en wie die belange in hierdie bates besit, gaan ons die finansiële posisie van 'n besigheid beskryf. Dit wat die onderneming besit, moet dus altyd gelyk wees aan dit wat ons skuld. Het sy of ons dit aan die eienaar skuld, dan is dit eienaarsbelang, en of ons dit aan instansies buite die onderneming skuld, dan is dit laste. Dus, met ander woorde, as die bates R100 werd is en die eienaarsbelang is R80, dan moet die laste R20 wees. As ons geen laste het nie, dan sal die bates gelyk wees in die eienaarsbelang. Dan sal die eienaar alle belang in die bates hê. Nou skematies, en dit het jy al gesien, kan ons dit dus as volg voorstel. Dit wat ons het, is gelyk aan dit wat ons skuld. Dit wat ons het, weet ons, noem ons bates, en dit wat ons skuld, kan ons of aan die eienaar skuld, of aan laste. 2.6 Die rekenkundige vergelyking. Op grond van hierdie verband tussen die besittings en die skuld, dit wil sê die belang in daardie besittings, kan die finansiële posisie van die onderneming by wyse van baie belangrik 'n wiskundige vergelyking. Nou onthou, wiskundige vergelyking moet altyd balanseer, moet altyd waar wees. As ek vir jou sê 5 is gelyk aan 3 plus wat, dan moet jy weet 5 is gelyk aan 3 plus 2. So ons gaan dit aan die hand van 'n wiskundige vergelyking beskryf. Die vergelyking word die rekeningkundige vergelyking genoem. Baie belangrik, die linkerkant moet altyd gelyk wees aan die regterkant. Dit wat jy het, is gelyk aan dit wat jy skuld. Dit wil sê, die vergelyking moet altyd balanseer of waar wees. Die rekenkundige vergelyking word as volg uitgedruk. Dit wat jy het, dit wil sê jou totale besittings, dit noem ons bates, is gelyk aan dit wat jy skuld of jou totale skuld, en dit bestaan uit dit wat jy vir die eienaar skuld, eienaarsbelang, plus dit wat jy vir ander instansies skuld, naamlik laste. Dus, in hierdie rekeningkundige vergelyking is B die bates, dis die besittings van die onderneming wat 'n geldwaarde het, grond en geboue, voertuie, toerusting, handelsvoorraad, debiteure, spaarrekening, bank, kleinkas, wisselgeld, dis al jou bates. Eienaarsbelang, die belang van die eienaar in die bates van die onderneming. En jy weet nou al, dis die kapitaal wat hy bygedra het, plus die netto-wins wat verdien is, maar minus sy onttrekkings. En dan laste, die belange van instansies aan wie die onderneming geld skuld in die bates. Dit is nie bedryfslaste, so verbandlening wat ons dalk het, of krediteure, mense by wie ons op skuld gekoop het, as ook oortrokke bank. Dis al die bates, eienaarsbelang en lasterekeninge. Nou baie belangrik, die twee kante van die vergelyking moet altyd balanseer. Aangesien dit 'n wiskundige vergelyking is, waar die linkerkant gelyk moet wees aan die regterkant, kan ons dit mos nou op die volgende manier ook skryf. Ons het gesê as bates gelyk aan as eienaarsbelang plus laste, kon ek mos nou vir jou gesê het, as bates R10 is, en laste is R3, dan weet mos dadelik eienaarsbelang is 10 minus 3, dis 7, en dis wat hier staan. Eienaarsbelang is gelyk aan die bates minus die laste. Of as ek vir jou sê die bates is R10, maar die eienaarsbelang is R7, dan moet jy dadelik weet laste is R3. Daarom ook laste, as jy hom alleen wil uitwerk, is gelyk aan bates minus eienaarsbelang. Hierdie is die 3 maniere. Bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste, of eienaarsbelang is gelyk aan bates minus laste, of laste is gelyk aan bates minus eienaarsbelang. Dis die 3 maniere hoe jy die finansiële of die rekenkundige vergelyking kan neerskryf. Die finansiële posisie word altyd vir jou op 'n bepaalde
tydstip beskryf. Ons kan dit vergelyk met 'n foto wat ons op 'n spesifieke dag van die onderneming neem. Dit wil sê, as ons sê vandag, is dit presies hoeveel bates ons het. Dan wil ons weet vandag, hoeveel is die eienaar se belang in hierdie bates en hoeveel word aan ander instansies buite die onderneming geskuld laste, wat is hulle belang in die bates. Hierdie rekenkundige vergelyking 'n baie belangrike aspek. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld. Die voorbeeld sien jy daar op bladsy 17. Die volgende inligting is beskikbaar vir AA Winkels, die winkel se naam, ten opsigte van die huidige finansiële posisie, uitgedruk in terme van bates, eienaarsbelang en laste. En sien jy nou hier, dit is op 'n spesifieke dag op 28 Februarie 2015. Nou, AA Winkels besit voertuie van R45.000 en in die bank is daar R36.000. Dus kan jy dadelik, as ons kyk hier na die bates, kan ons dadelik sê hulle besit bates, voertuie van R45.000 plus R36.000 in die bank, totale bates van R81.000. Nou wie het die belang in hierdie bates, as ons môre die besigheid sou sluit, en ons verkoop die voertuie, en ons vat die geld in die bank, en daai R81.000 lê op 'n hoop, wie het die belang? Hulle het 'n lening van R20.000, sien jy daar by laste, lening R20.000 die blou, en die kapitaal wat die eienaar bygedra het, daar was nog nie winste gemaak nie, ook nie onttrekkings nie, was R61.000. Dus die eienaarsbelang is R61.000. Daarom R61.000 plus R20.000 is R81.000. En verstaan jy nou dat, as hierdie bates verkoop word, en die R81.000 lê op 'n hoop, dan sal die eienaar R61.000 van die R81.000 kry, en die laste, die lening, sal R20.000 terugbetaal moet word. Dus het ons gesê die finansiële posisie kan by wyse van hierdie rekenkundige vergelyking soos volg voorgestel word. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Voorbeeld 2. Die volgende inligting aangaande die finansiële posisie van BB Winkels weer eens op 28 Februarie 2015 jou verskaf. Grond en geboue, voertuie, handelsvoorraad, bank, wisselgeld. Belangrik dat jy weet, hierdie in rooi is alles bates. Die besigheid besit dus R230.000 se grondgeboue, R34.500 se voertuie, R134.000 se handelsvoorraad. In die bank lê daar R25.347 en wisselgeld, klein geld in die kasregister wat ook 'n bate is, R253. As ek dus al die bates, daai rooi is, bymekaar tel, dan is die totaal wat ek daar kry R424.100. Die vraag vra bereken die eienaarsbelang. Nou onthou ons, eienaarsbelang is bates minus laste. Dus die eienaarsbelang is al hierdie bates bymekaar getel, R424.100. En die enigste las wat ons het is 'n lening van R125.000. Dus lekker maklik om te bereken. Eienaarsbelang is bates minus laste, eienaarsbelang R299.100. Kan jy sien hoe belangrik is dit dat jy weet wat se tipe rekeninge bates is, wat se tipe rekening laste is, en ook nou by die volgende een wat eienaarsbelang is. Nou kom ons kyk na voorbeeld 3, dis 'n interessante een. Die volgende inligting aangaande die finansiële posisie van BB Winkels, weer eens op 28 Februarie 2015 jou verskaf. BB Winkels het voertuie van R460.000, handelsvoorraad van R120.000 en in die bank is daar R90.000. As ek hierdie drie bates bymekaar tel, dan kry ek R670.000. Die vraag vra vir my hier in blou, ek moet die laste bereken. Onthou, laste is gelyk aan bates minus eienaarsbelang. Maar kyk hoe word die eienaarsbelang nou gegee. Eienaarsbelang op 28 Februarie 2015, kapitaal R125.000. Die wins wat gemaak is, wat die eienaarsin is, R35.000, maar die eienaar het R18.000 onttrek. Ek het 'n hakkie daarom gesit om te wys ek moet dit aftrek. Dus, die eienaarsbelang is kapitaal R125.000, plus netto wins, minus die onttrekkings van R18.000 en dis R142.000. As ek dus die laste wil uitwerk, dan vat ek die bates van R670.000 minus die eienaarsbelang van R142.000 en hierdie is nie goed nie. Daar's R500.000
R128.000 se laste. Hierdie besigheid maak dus baie van laste gebruik. As hierdie bates verkoop word en daai R670.000 lê behoop, gaan die eienaar net R142.000 daarvan kry en R528.000 moet na laste toe gaan. Nou kom ons kyk of jy oefening 2.4 op bladsy 18 verstaan. Die eerste vraag sê, balanseer in die volgende gevalle die rekenkundige vergelyking deur die ontbrekende syfers in te vul. En nou staan hier bates, eienaarsbelang en laste. Vat onmiddellik jou pen en skryf jouself daarin mooi netjies. Bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste. En nou gaan ons elke keer kan toets. As die bates dus R10.000 is, dan vra ons onsself af R10.000 is gelyk aan wat plus 7.000? Eintlik, jou brein is so vinnig, jou brein sê vir jou, eienaarsbelang is bates minus laste en daarom die eienaarsbelang wat jy daar sal invul is R3.000. Verstaan jy wat gedoen is? Kom ons toets net vinnig, 7.000 plus 3.000 is 10.000. By die volgende ene, as die eienaarsbelang 5.000 is en die laste is 12.000, dan moet die bates tog eienaarsbelang plus laste wees, daarom die bates gelyk aan R17.000. Toets, 5.000 plus 12.000 is gelyk aan R17.000. Die volgende een, die bates is R23.630. Hiervan het die eienaar belang van R11.435. As ons die laste wil bereken, dan is laste gelyk aan bates minus eienaarsbelang. Dus die laste R12.245. Die tweede laaste enetjie, die totale bates is R101.569. Hiervan is R58.298 laste. Dis die belang wat hulle het. Eienaarsbelang is gelyk aan bates minus laste. Die eienaarsbelang is dus R43.271. Jy kan maar weer gaan toets. Daai is gelyk aan die eienaarsbelang plus laste. 23.680 is gelyk aan 11.435 plus 12.245 en 101.569 is gelyk aan 43.271 plus 58.298. Die laaste een, ons wil bates uitwerk. Bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste 128.544 plus 67.345 gee vir jou 'n bedrag van 195.889 en dit is gelyk aan 128.544 plus 67.345. Verstaan dus elke keer dat dit die totale bates is, dis die belang wat die eienaar in die bates het en dis die belang wat laste het. 'n Lekker balanseringsoefeningkie om die rekenkundige vergelyking te balanseer. Die volgende vraagie, bietjie meer uitdagend, nommer 2. Rangskik die volgende gegevens in terme van die rekenkundige vergelyking. Dit wil sê, klassifiseer elkeen eers as 'n bate, 'n las of eienaarsbelangrekening en bereken dan die ontbrekende syfers deur die rekenkundige vergelyking te balanseer. Nou kom ons kyk, as ons na die eerste een kyk. Bank R10.000 is 'n bate. Voertuie is ook 'n bate. Toerusting is ook 'n bate en kapitaal is natuurlik eienaarsbelang. Dus ek het R10.000 in die bank wat 'n bate is. Ek het voertuie van R5.000. Ek het toerusting van R11.000. Ek moet bereken hoeveel die eienaarsbelang is in hierdie oefening, net die kapitaal. Dus eienaarsbelang is gelyk aan bates minus laste. Die laste is 0. Daarom kan ek bloot bymekaar tel en sê die eienaarsbelang is R26.000 en die eienaar het dus al die belang in hierdie bates. 2.2. Kapitaal, weet jy, is eienaarsbelang. Lening is 'n las. Die bank is R30.000 'n bate en toerusting R140.000 ook 'n bate. Dus, kom ons kyk wat het ons. Ons het die bank wat 'n bate is, R30.000.
ons het toerusting 140.000, sien jy dus, ons totale bates is 170.000 rand, maar die eienaar het 100.000 rand belang hierin, daarom 170.000 bates minus 100.000 eienaarsbelang, die lening of die laste sal dus 70.000 rand wees. My rekenkundige vergelyking balanseer, eienaarsbelang 100.000 plus laste 70.000 is 170.000 en dit is gelyk aan die bates. 2.3. Kom ons begin klassifiseer eers. Lening van 30.000 is 'n las. Grond en geboue 340.000 se bate. Debiteure is 'n bate 34.000. En nou 'n belangrike ene, oortrokke bank van 73.000 is 'n las. Kapitaal 450.000 is eienaarsbelang. Krediteure is 'n las 15.000. Die toerusting wat ons moet bereken is 'n bate en die voertuie is 94.000. Dus sal ek eers begin en sê my totale laste 30.000 rand lening plus die oortrokke bank 73.000 is 103.000 plus die krediteure van 15.000 geef my 118.000 rand. So 118.000 rand, dit is wat my laste is. Kyk ek na my eienaarsbelang. Eienaarsbelang, dan het ek my kapitaal is 450.000 rand. 450.000 rand, daar wil ek hom vir jou onderstreep. Dus 118.000 plus 450.000 rand. Kom ons skryf hom hier vir onsself in. Die 118.000 rand laste plus die eienaarsbelang van 450.000 rand gee vir my 'n totaal, as ek daai bymekaar tel, wat my bates moet wees van 568.000 rand. Dit is hoeveel my bates moet wees. Laste 30 plus 73 plus 15 was gewees 118.000. Eienaarsbelang net die 450.000. Daarom 568.000 bates is eienaarsbelang plus laste. Maar nou het ek reeds grond en geboue 340.000 wat ek gaan aftrek. Ek het debiteure van 34.000 wat ek aftrek. Ek het voertuie van 94.000 wat ek aftrek. En as ek nou gaan en ek sê 568.000 rand minus die grondgeboue van 340.000, minus die debiteure van 34.000 en minus die voertuie van 94.000, dan kry ek die toerusting moet presies 100.000 wees om uit te kom by bates van 568.000 rand. Kan jy sien hoe belangrik dit is om te klassifiseer wat is laste, wat is eienaarsbelangrekeninge en wat is bates. Nou hier 2.4 is 'n baie interessante een. Kom ons kyk, 2.4, kapitaal weet ons, eienaarsbelang, kom ons merk om daar in rooi, 150.000 rand eienaarsbelang. Dan krediteure, weet ons is 'n las, daar's 2.000 rand se krediteure. Daar's ook 'n lening van 70.000 in geel laste. Dan is daar debiteure, dis 'n bate van 12.000 rand. Daar's voertuie, ook 'n bate van 30.000 rand. Grond en geboue, ook 'n bate van 70.000 rand. Die toerusting, ook 'n bate van 10.000 rand. En nou is die vraag, die bank, hoeveel geld in die bank of oortrokke? Pas op nou, die bank kan mos 'n bate of 'n las wees. Daarom moet ons nou gaan kyk, as ons die 150.000 rand kapitaal vat, die 150.000 rand kapitaal, plus as ons bymekaar tel die laste 72.000 rand, 72.000 rand, dan sal die totaal wees wat bates behoort te wees, moet dan wees, as ek daai twee bymekaar tel, 222.000 rand. Nou kom ons kyk, debiteure
is reeds 12.000. Voertuie is 30.000, dit geef my 42.000. Grond en geboue is 70.000, dit geef my 112.000 en toerusting is 10.000. Dit gee dus vir my 100, die bates 122.000 rand. Daarom kort ons 100.000 rand by bates om bates gelyk te stel aan eienaarsbelang plus laste en dus kan ons sê die bank is 'n batige saldo, 'n bate van 100.000 rand. 'n Belangrike berekening, eienaarsbelang 150.000 plus laste 72.000 is 222.000. My bates sonder die bank is net 122.000, daarom die bedrag wat ek kort 100.000 by die bank. Gestel hierdie bates was meer as hierdie eienaarsbelang plus laste, dan sou ek geweet dat die bank is oortrokke. Gestel hierdie bates was 250.000, dan weet ek die bank was oortrokke met 28.000 rand. Nou dit is die rekenkundige vergelyking, altyd moet hy balanseer. Nou nommer 3 is sommer net vir jou 'n lekker ontspanne, uitdagende, logiese denke vraag. Kyk wat staan hier, logiese redenasie vermoë is 'n baie belangrike aspek van rekeningkunde. Dit het jy bo gesien, om hierdie balanserende syfers te kon uitwerk, moes jy logies redeneer en sê, as 23.680 die bates is en 11.435 is eienaarsbelang, dan moet ek weet wat moet ek bytel en dis daai laste van 12.245. Dieselfde twee hier nou die bank moes bereken, om eers eienaarsbelang en laste uit te werk en toe per balanserende syfer die bates te bereken. Daarom, logiese redenasie vermoë baie belangrik in rekeningkunde. Jy moenie bang wees om te dink nie, jy moet hierdie goed uitdink. Beskou die volgende leidrade, hierdie is raaisels, nê, en kyk of jy kan uitredeneer waarvoor dit staan of waarna dit verwys. Let wel, hierdie vraag het niks met rekeningkunde uit te waai nie, sommer net 'n lekker vraag. Dit moet bloot jou denke stimuleer en daar is nie een regte antwoord alleen nie. Leidrade is in Engels. Kyk wat staan hier. 18H on a GC, en dan sê hulle as voorbeeld, dit staan vir 18 holes on a golf course. Daai ouens wat golf speel, 18 holes on a golf course. 15P in a RT, 15P players, 15 players. Waar is die ouens wat rugby speel? 15 players in a rugby team. Dit is waarvoor daai staan. 15 players in a rugby team. 15 players in a rugby team. Kom ons kyk die volgende ene. 7B for 7B. 7B for 7B. Flieks, ouens wat flieks kyk. 7 brides for 7 brothers. Het jy al van daai fliek gehoor? 7 brides for 7 brothers. Sommer net lekker krypties geskryf. Julle wat SMS taal gebruik. Dis baie keer hoe SMS mos lyk. Hier's 'n lekker enetjie toe jy klein was. 3BM, en dan hakies SHTRs, 3BM. 3 blind mice, see how they run. Dis waarvoor hierdie staan. 3 blind mice, see how they run. Sien jy daar, toe jy klein was, kan jy sien hoe jy logies bedink. Hierdie enetjie, skaakspelers, kan jy hom doen. 64S on a CB, 64 squares on a chessboard. Dis waarvoor daai een staan. 64 squares on a chessboard. En dan die laaste een, hoop jou wiskunde is goed. 90D in a RA. 90 degrees in a right angle. 'n regte hoek of 'n regte hoek is mos 'n right angle en dis presies 90 grade. Daar is die lekker laaste een. 90 degrees in a right angle. Gebruik jou logiese redenasie vermoë om vergelyking te kan balanseer. Hier het jy dit sommer net getoets of jy lekker logies kan dink. Hoop jy dit geniet.